Loof die Here. Goeiemôre almal. Wat 'n vrolike dag om in die huis van die Here te wees. Amen. Dit is Palm Sondag. Loof die Here. Kom ons staan uit en ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons vanmôre hier kan vergader. Dankie Here dat U by ons teenwoordig is. Here, ons het gekom om te hoor van U Gees. Spreek U woord tot ons harte. Kom in U volheid, kom in U krag vanmôre. Here, U ken elke behoefte. En daarom lê ons dit voor U neer. Bid ons Here, want U is betroubaar. U is gister, vandag en môre dieselfde. En bid ons Here dat U ons deur U magtige hand sal aanraak, sodat ons ook vir U 'n soete offer sal wees. Here, dat ons sal wandel in U weë en U naam omhoog dra. Here, dat ons nie sal skroom om te getuig van die goedheid en die guns nie, Here, maar altyd sal weet, my Jesus leef. En daarom, Here, sê ons vir U dankie. Dankie dat U in ons harte werk, Here. Dat U in ons harte werk om te wil, sowel as om te werk na U welbehaag. Here, dankie dat ons U kan besing. Dat ons U lof kan bring. Vader, daar is soveel dankbaarheid in ons harte vanmôre. Ons wil net sê dankie. Dankie Abba Vader vir dit wat U vir ons gedoen het in geskiedenis heen. En gee dat ons daaraan sal vashou, dat ons dit elke jaar sal vier met 'n verwagting van U koms. Daardie dag wanneer U sal kom op die wolke. O halleluja, Here, what a day that would be when my Jesus I shall see. Amen. Vader, seën ons vanmôre sodat ons ook 'n seën vir U kan wees. Dis my gebed in Jesus kosbare naam. En almal sê amen. Prys die Here. U kan gou die sitplek neem. Dit is ook vanmôre vir my 'n vreugde om vir ons verjaarsdag, en ek sien dit is verjaarsdag girls vanmôre. Marianne sê vanmôre, is Marianne hier nie. Dis Marianne de Reek. Marianne de Reek verjaar vanmôre, en dan ook Kesma nie. Ek het nou reeds vir haar gesê, gelukkig daar verjaarsdag. Ons sê lekker hande, mag die Here rustig seën, mag daar vir nog baie gesonde en vreugdevolle jare voorlê, en verlustig jou net in die Here. Halleluja, ek weet somme, jy sal vandag ook lekker bederf word, saam al die sissies en die familie. Prys die naam van die Here. Vanaand is ons tweede Sondag van die maand. Ons het nou spesiale dienste gehad, die eerste Sondag, maar vanaand het ons weer ons Engelse diens, en ek het vir pastoor Mac Hywood genooi om ons vanaand te kom bedien met woord. So kom asseblief op na die huis van die Here. Pastoor Mac is ook net soos pastoor Jaggie hier by die 50 jaar in die bediening gewees, en hy gaan ons vanaand met woord kom bedien. So kom asseblief op na die huis van die Here vanaand om 1800 uur. Volgende week is Paasnaweek. Pastoor Jaggie gaan vir ons die Paasboodskappe hanteer, en sien ons uit dat ons ook Paasfees saam sal deurgaan in die teenwoordigheid van ons Here. Amen. Nou is dit vir ons 'n geleentheid om die Here te loof en te prys, met ons lofprysing. Gaan net in aanbidding vanmôre voor die Here. Wees bietjie vrolik voor God. Dans voor hom as jy wil dans, en maak sy naam vanmôre groot. Baie dankie worship warriors. Pastoor, goeiemôre geliefdes. Dit is wonderlik in die huis van die Here. Kom ons staan op en dan verlustig ons in die Here vanmôre. Halleluja. He is worthy to be praised.
I want to worship
is none like you. No one can compare to you. It's just one. And how we love you. You are holy forever.
te sê dat hy heilig is. Weet jy hoe groot? Dit beteken vlekloos, sonder gebrek. Halleluja. In sy volheid. Hy is heilig, o Heer. Halleluja. Dit bring ons vanmôre by die woord. En weet jy, buiten Jesus Christus se geboorte, sy kruisiging en sy opstanding, is Palmsondag een van die belangrikste geestelike dae wat ons vier. En ek weet dat daar mense is wat hierdie Sondag maar sien soos 'n gewone Sondag. Maar ons sal vanmôre hoor dat daar veel meer gesê word oor hierdie laaste week van Jesus Christus se lewe hier op aarde as wat ons gedink het. Jy sien, dit is die dag wat die Pasga gevier word. Dit is die fees van die ongesuurde brode. Dit is daar die tyd wanneer daar 'n jaarlikse pelgrimstog deur die Jode wat hierdie fees kom vier in Jerusalem. Dit herdenk ons aan daardie dag in geskiedenis toe die volk van die Here in ballingskap was. Die 10de plaag. Terwyl hulle in Egipte in slawerny was. Daardie dag toe die Here vir sy volk sê, smeer die bloed aan die deurposyne en die doodsengel sal jou verbygaan. Geliefdes, ons lees daarvan in Eksodus 12 vers 13 en 14. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En die dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. En daarom is ons vanmôre ook hier om hierdie dag te vier. So ons vanmôre hier om te onthou dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Dit wat Jesus Christus vir ons kom opoffer het. Jy sien, dis 'n jaarlikse instelling. En wat baie interessant is, toe hulle daardie bloed aan die deurposyne gesmeer het in geskiedenis heen, moes hulle die ongesuurde brood en daardie lekker skaapvleis en maaltyd gebruik, en weet ons die woord sê hulle moes alles opeet. Maar niemand mag uit die huis uitgegaan het nadat Pasga gevier was nie. Tog sien ons dat Jesus Christus, nadat hy die laaste Pasga, toe hy die avondmaal, toe hy die ons vier die nagmaal, toe hy die nagmaal ingestel het, daardie nag na die Pasga het hy uitgegaan in Getsemane in. En is dit nie interessant dat dit die intog na sy dood toe was nie? Jy sien, die intog na Jerusalem en daardie laaste week van Jesus Christus se lewe is opgeteken in al 4 die evangelies. En daar is 4 verskillende perspektiewe daaroor. Daarom is dit belangrik om dit te gaan lees en toe te laat dat die Heilige Gees die openbaring in jou hart bring, sodat jy kan verstaan dit wat Christus in hierdie laaste week vir ons kom doen het. Daar is 89 hoofstukke tussen die 4 evangelies en daar word slegs in 4 van daardie hoofstukke gepraat van Jesus toe hy nog nie in die bediening gestaan het nie. Tot en met die ouderdom van 30-jarige ouderdom is daar maar 4 hoofstukke wat oor Jesus Christus praat. Maar sy laaste week, hierdie Palmsondag en die heilige week voor sy kruisiging, word daar vele meer oor gepraat. Die Matteus Evangelie praat 25% van wat geskryf is in die Matteus Evangelie
gaan oor hierdie laaste week. In Markus, 1/3 van wat hy geskryf het, gaan oor hierdie week. In Lukas 19% en Johannes, wat het alles van Jesus vir ons kom vertel. 50% van sy evangelie gaan oor hierdie laaste week. Gaan oor dit wat Christus vir ons kom doen het. Ek was verbaas toe ek dit sien in my voorbereiding, want ek het nie gedink daardie persentasies is so hoog nie. Mense sou dink dat daar dalk meer aandag gegee sou word aan die wonderwerke, die genesings en al daardie dinge. Maar tog is die meeste gesê oor die laaste week. Dis Palm Sondag. En ons gaan na baie van hierdie skrifgedeeltes en na baie van hierdie evangelies verwys. Maar ek wil vir die aanbreek van hierdie heilige week, wil ek vir julle saam lees uit Matteus uit. Die evangelie van Matteus, hoofstuk 21. Ek gaan na baie skrifgedeeltes verwys vanmôre, so indien jy nie dit kan neerskryf vanmôre nie, jy dit graag weer self wil deurgaan, stuur vir my boodskap, ek stuur dit graag vir jou aan. Maar ons gaan saam lees uit Matteus 21 vanaf vers 1. Maar toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop het, wat die gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Net tot sover, geliefdes. Die grondteks wat ek wil uitlig is vers 10, Matteus 21 vers 10. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? Is dit nie vanmôre 'n vraag wat ek en jy ook moet vra nie? Wie is Jesus? Wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir my? Ons lees in die evangelies van 'n paar groepe mense en 'n paar individue en wie hulle sê Jesus is. En hier is dalk 'n paar lesse vanmôre vir ons, dalk 'n wake-up call vir ons vanmôre, dalk 'n waarskuwing vir elkeen van ons vanmôre oor wie Jesus Christus vir my en jou is. Ek wil heenwys na hierdie mense in die evangelies en wie hulle gedink het Jesus Christus was. Die eerste daarvan is engel Gabriël, en toe dit raak lees, sê ek maar, o ja, hy was. Engel Gabriël was ek vroeër in die evangelies, toe hy na Maria, die moeder van Jesus Christus, gaan,
en vir haar sê dat sy hierdie koningskind gaan baar en dat sy naam Jesus Christus sal wees. En ons lees dat die engel Gabriel in Lukas 1 vers 28 tot 33 dat hy sê, en die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here het met jou, geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Halleluja. En die engel antwoord en sê vir hom, ekskuus tog. Die engel Gabriel kom en praat met moeder Maria en hy sê vir haar wie hy sê Jesus Christus is. Nou engel Gabriel, as ons gaan lees weer 'n bietjie vroeër in hierdie hoofstuk, sien ons dat dit die engel was wat voor God gestaan het. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, enige iets of enige iemand wat in die teenwoordigheid van God kan staan, is belangrik vir ons om vanmôre van notisie te neem. Oral in die woord waar ons lees, waar iemand in die teenwoordigheid van die Here inkom, was dit met jou gesig op die grond. Was dit in as? Was dit 'n vernedering om jouself te verneder voor die almagtige hand van God? En daarom is hierdie getuienis van engel Gabriel vir ons so kosbaar en kan ons dit ter harte neem. Hy sê dat Jesus die seun van die Allerheiligste is. Hy sê dat hy koning vir ewig sal wees en dat sy koningskap nooit sal vergaan nie. Dis 'n getuienis wat ons ter harte kan neem. Ons kyk ook wat Jesus gesê het voor hierdie laaste week van sy bediening. Aan die begin van sy bediening het hy gesê, bly stil en moenie vertel nie. Ons sien nadat Jesus aan sy disippels bevestig het dat hy wel die Messias is, het Jesus hulle opdrag gegee om dit vir niemand te vertel nie. Jesus het 'n malaatse gesond gemaak, om weggestuur en gesê, moet niemand vertel nie. Maar ons weet dit het nie so uitgedraai nie. Jesus het vir demone gesê, om nie oor hom te praat en vir ander te vertel wie hy is nie. Dit was nog nie sy tyd gewees nie. Ons kyk ook wat sê Sagaria, want dit is Sagaria se profesie wat aangehaal word, wanneer die skare uitroep, dat Jesus kom op 'n donkie. Terwyl die skare kledingstukke en palmtakke oor die straat gesprei het en geskree het, Hosanna aan die seun van Dawid, en geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Dit was uit Sagaria se profesie, dat hulle geweet het, hierdie is Jesus. Hy het geprofeteer oor die koms van die Messias. Ons lees daarvan in Sagaria 9 vers 9. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou. Regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en ry op 'n esel. Op 'n jong esel, die val van 'n eselin. En ek sal die strydwaans uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal hy aan die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal wees van see tot see, en van die Eufrat tot aan die eindes van die aarde. Ook sal ek wat jou betref, o Sion,
kragtens die bloed van jou verbond jou gevangenisse loslaat uit die put sonder water. Halleluja. Dit is wat my Jesus kom doen het. Jy sien wat beteken? Hy is die lang verwagte Messias. Die een wat sou kom om die wêreld van sondes te verlos. Ons sien dat Sacharias sê dat hy die oorwinnaar is. Dat hy nederig is en dat hy vrede wil bring op aarde. Daarom die een wys na die vul en die esel. Ek sien ook 'n deel in die evangelies wat ek lees waar die Here Jesus vra, wie sê die mense is ek? En hy sê ook, wie sê jy, Petrus, is ek? En ons lees daarvan in Matteus 16:13 tot 17. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek is? Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? As daar die vraag deur die Here Jesus Christus vanmôre vir jou en my gevra sou word, wie sê jy is ek? Wie dan moet ons nie 'n Sondagskool of Bybels of kerklike godsdienstige antwoord hê nie. Dan is direk na jou gevra. Wie sê jy is ek? Ons weet hy is oorwinnaar, ons weet hy is nederig, maar ons weet hy gaan kom as koning van die konings. Halleluja. Dan is daar die skare uit Betanië, die wat agter hom geloop het. Hulle sien Lazarus uit die dood uit opstaan, hulle weet van al die wonderwerke wat Jesus Christus gedoen het. Die disippels en die skare het getuig van dit wat Jesus gedoen het in daardie tyd. En hulle is by Jesus teenwoordig en hulle getuig van al daardie wonderwerke. Maar hulle dink ook in hulle harte op daardie stadium dat die Messias gekom het om hulle te verlos van die Romeinse ryk. Hy het gekom om nou sy koningskap op te neem. Dan is daar die mense in die prosessie wat na Jerusalem gegaan het. Hulle staan voor, hulle sien hierdie prosessie oor die berge kom. Hierdie groep is daar vir die fees en hulle sien die optog oor hierdie Olyfberg. Hulle sien die prosessie en hulle is honger en desperaat vir 'n redder uit die Romeinse verdrukking. Hulle ken die skrif en hulle sien die verlosser op 'n donkie, net soos wat daar geprofeteer was. Hulle raak opgesweep en hulle deel en hulle word deel van hierdie prosessie en die intog in Jerusalem in. Hulle sien ook Jesus as die koning wat gekom het om die Romeinse ryk te verslaan en die Jode te verlos en vrede te bring. Dan is daar die skrifgeleerdes, die fariseërs, die geestelike leiers van daardie tyd. Hulle hoor die rumoer van die skare. En hulle weet die skare is besig om hand uit te ruk. Hulle kom na Jesus toe, hulle sê vir Jesus, Jesus, maak jou mense stil. En Jesus sê vir hulle, ek sal dit nie doen nie. Want as ek hulle stil maak, sal die klippe uitroep. Hulle is daar om Jesus dop te hou. Hulle is daar om te probeer uitvang, sodat hulle hom kan uitlewer. Jesus is besig om aan hulle slaai te krap. Want hy is baie uitgesproke en krities. Hy stap by die tempel in en gooi die tafels om. Julle weet wat Jesus Christus kom doen het. Hulle is bekommerd dat die Romeinse ryk sal hoor dat die Jode 'n koning het en dat dit net vir hulle probleme sal veroorsaak, dat dinge warm gemaak sal word in Jerusalem
en dat dit 'n probleem gaan wees. Wat sê Jesus later in die week oor homself? Wat sê Jesus in verhoor voor die Joodse raad? Wie sê Jesus is hy? Ons lees in Markus 14 vers 61, maar hy het stil gebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester hom 'n vraag en sê vir hom, is u die Christus, die seun van die geseënde God? En Jesus sê, ek is. Halleluja. En jy almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemele. Toe skeer die hoëpriester sy klere en sê, wat het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor, wat dink julle? En hulle het almal hom veroordeel dat hy die dood skuldig was. En sommige het begin om op hom te spieg en sy aangesig toe te maak en hom met die vuis te slaan en vir hom te sê, profeteer. En die dienaars het hom met stokke geslaan. Wat sê Jesus voor Pontius Pilatus? Johannes 18:33 tot 37. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord hom, sê u dit uit uself of het ander dit van my gesê? Pilatus antwoord, is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen? En Jesus kom en sê vir hom, Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Wat sê die soldate en die mense wat verby die kruis op Golgotha gestap het? Ons lees in Lukas 23:35 en die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus is, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as die koning van die Jode is, verlos u self. Dan is daar die wat sê die misdadigers wat langs Jesus Christus gehang het. Die een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Wat sê die offisiere en die soldate wat Jesus aan die kruis bewaak het, wat alles gesien gebeur het? Ons lees in Matteus 27 vers 54, en toe die hoofman van 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy is die Seun van God. Halleluja. Geliefdes, wat sê jy? Wat sê ek vanmôre? Wie is hierdie Jesus?
Ons het baie mense se opinies gehoor, ons het baie mense se denke gesien van wie hulle dink Jesus was, maar wie sê ek en jy vanmôre is Jesus Christus? Die skare op daardie Sondag sing en verklaar almal dat Jesus koning is. Maar toe hulle in Jerusalem kom, toe is dit business as normal. En hulle gaan aan met hulle lewe onverander. 4 dae later is dit die einste mense wat skree kruisig hom, omdat hy nie die Jesus was wat hulle verwag het hy moet wees nie. Dis waarom in Lukas 19 vers 41 lees ons voor Jesus Jerusalem inkom, lees ons en toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. Jesus ween, Jesus huil. Die woord hier se betekenis is om hartverskeurend te huil, nie net trane te pik nie. Jesus huil oor die verkeerde prentjie en die verwagtinge in die hart van daardie dag en selfs vandag. Jy sien wie ons dink Jesus is, het so groot impak op jou saligheid en wie in jou wandel saam met die Here. Halleluja. Nie net oor die vernietiging van Jerusalem as stad en die sterwe van die mans en die vrouens en die kinders wat hy geweet het in die nabye toekoms sou kom nie, maar oor die groot misverstand. Hy huil daaroor omdat hulle nie geweet het wie hy is nie. Hulle dans en skree heilig, heilig, heilig. Hulle weet wat die profesie gesê het oor hulle koning wat sou kom, maar hulle sien dit nie raak nie. Hulle mis die punt en die rede waarvoor Jesus Christus teruggekom het. En waarom hy deur alles gegaan het waardeur hy moes gaan. Hulle verwagting van Jesus is verwronge. Hulle wil net hê dit moet beter gaan in hulle land. O Heilige Gees, wees die naprediker van hierdie woord. Want ons is tog partymal so verwronge in ons gedagtes. Ons wil ook net hê dit moet beter gaan in ons land. Maar is dit wie Jesus is? Hulle wou net hê dat daar beter omstandighede sou wees, dat die omstandighede sou verander vir die beter. Dat dit finansiëel met hulle goed sou gaan, dat hulle ekonomie sou goed doen, dat hulle besighede sou floreer. Klink dit nie soos wat die mens vandag van die Here dink? Beter verhoudings, beter werk, en dan gesondheid. Natuurlik mag ek na my Jesus toe gaan in gebed wanneer ek siek is. Natuurlik mag ek op God vertrou om my te genees, maar is dit al wie Jesus is? Nee. Hy het gekom om die sonde las, die straf vir sonde weg te neem. Sodat ons ook heilig, vlekloos, sonder gebrek voor God kan staan. Ons moet 'n ewigheidsperspektief begin hê oor wie Jesus Christus is. In plaas van hom, ons moet hom soek met alles wat aan ons is. Ons moet 'n persoonlike verhouding bou met Jesus, Heilige Gees en God. Amen. Dis harde woorde, geliefdes. 'n Mens kan verstaan dat die ongelowige wêreld nie Jesus se koningskap en heerskappy aanvaar het nie. En tog is daar gelowiges wat dit doen. Ons bely dat Jesus koning van ons lewe is, dat ons aan hom behoort en dat ons onder sy heerskappy lewe, maar is dit wat in die praktyk van elke dag gebeur? Ons moet gaan stil raak voor die Here. Ons moet in hierdie heilige week ons afsonder en dink aan wie Jesus Christus werklik is. Halleluja. Wie is Jesus vir my?
Leef ons uit sy vergifnis, deur vir die sonde nee te sê? Want deur aan te hou sondig spot ons met die offer wat hy gebring het aan daardie kruis. Is Jesus the Lord? Or is he my Lord? Want daar is 'n groot verskil. Is jy 'n fan of 'n follower? Want jy sien 'n fan check nou en dan in. Ja, hy woon selfs die worships by, hy beleef dit wat gebeur in die kerk, hy geniet dit en ervaar dit. Maar as dit klaar is, check die fan net weer uit en niks in sy lewe verander nie. Dis back to basics, back to normal. Gaan onveranderd voort. Die follower, die ware disipel, het 'n ware verhouding met Jesus Christus. Is konstant in kontak. Lewe met 'n konstante bewustheid van Jesus se koningskap, sy liefde en die waarheid. Soek ons nog die waarheid? Gaan maak ons seker dat die waarheid wat ons dink wel die waarheid is volgens God. Jy sien, die disipel, die follower het 'n ewigheidsperspektief, is vol van die Heilige Gees wat hulle lei en transformeer in God se ewige koninkryk. Het jy waarlik oorgegaan van die dood na die lewe in Christus Jesus? Jesus gaan dalk Jerusalem in op 'n donkie nederig om vrede te bring, maar hy sal kom op 'n perd om sy bruid te kom haal. Ek wil vanmôre ter afsluiting 'n uitnodiging maak en 'n noodlyn uitgooi vir elkeen wat saam met my wil bid. Moenie vanmôre God se genade besoek aan jou mis nie. Miskien moet die koning van die konings in jou hart kom woon vanmôre. Miskien moet ons net ons misverstand bely. Miskien het ons vanmôre gehoor dat ons ook dink van Jesus soos iemand wat ons vanmôre van gehoor het. Miskien het ons net nodig om te sê, Here, vergewe my dat ek gedink het, dit is wie Jesus is. Miskien wil jy net opreg, vir die regte redes, opreg verklaar, dat hy die ware koning van jou lewe is. Ek wil vra, dat die wat saam my wil opstaan in gebed, nou vir my sal opstaan asseblief. Here, daar's mense wat nou aanlyn en later ook hierdie boodskap sal luister, wat ook voor U gaan staan en net weer bely dat ons soms nie verstaan die Here. Dat ons soms in ons verwronge gedagtes 'n sekere beeld het van wie Jesus is. En vanmôre het ons net weer deur die Gees besef dat hy ver meer is as wat ons gedink het. Here, staan ons vanmôre voor U, bely ons dat ons nie altyd weet die grootheid en die almag van Jesus Christus, die Godheid wat mens geword het, onder ons kom woon het, sodat ons sy heerlikheid kan aanskou, wat gehoorsaam was tot die dood toe, sodat ek en elkeen wat glo, die ewige lewe mag hê. Here, ons kom en bely dat U ons koning is. Ons kom en ons gee alle mag en gesag aan U en bid dat U wil in ons lewens sal geskied. Ons vra, Here, dat Jesus Christus 'n werklikheid in elkeen van U kinders se hart sal wees, dat ons waarlik sal lewe om soos Hy te lewe, dat ons waarlik, Here, onsself sal kruisig, sodat Jesus Christus in ons kan opstaan.
Ons bid dat U ons sal lei deur die Heilige Gees, Here, en dat ons in hierdie heilige week sal stil raak, openbaar aan ons wie Jesus Christus werklik is. Kom in U volheid en in U krag in hierdie week, Here. Gee dat ons dit sal bepeins. Gee dat ons openbaring op openbaring van U sal ontvang en dat ons net nader aan U sal lewe. Here, ons is nietig. Ons is niks sonder Jesus nie. Hy het die prys kom betaal, die straf vir ons sondes op hom geneem. Hy was vir ons verbrysel, sodat ons sonder gebrek voor U kan staan. Help ons, Here, help ons om ook 'n heilige lewe te leef, tot eer van Jesus Christus, ons koning. Kom, Here, en maak die nodige verandering in ons harte. Verander ons gedagtes oor wie Jesus is, tot eer van U naam. Dis my gebed in Jesus kosbare naam. En almal sê, Amen. Prys die naam van die Here. Die musikante kan vir my na vore kom, en ek sal afsluit, die seën uitspreek na die sing van hierdie lied. Ons het sing nie baie nie, sê evangelielied, Genesis 1, is verlos oor my siel gaan vertel het, die bloed van die lam wat my vry. So, sing saam, ons geniet dit, maar wees net in die oomblik. Halleluja. Prys die naam van die Here. Mag U hierdie gedagte koester hierdie week. Mag U waarlik tot eer van God stil raak en dit bepeins. Want Jesus Christus is ons alles. Sonder hom was daar niks.
Gaan bepeins dit hierdie week, gaan bid daaroor, gaan vra die Gees van God om die waarheid in jou hart uit te stort. Want ek wil vir jou sê, daar moet 'n verandering in ons lewens kom. Want dis wat Jesus kom bewerkstellig het. Amen. En ons gaan ons nou aan met die prediking. Staan en ontvang net die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Amen. Baie dankie. Ons is dan vandag.